Goeiedag, baie welkom by Sielskos. So groot voorreg om elkeen van julle hier te hê en hierdie kanaal saam met julle te bou en te groei. So die maand gaan ons afsluit. Vandag is die laaste deel van die tema van bibliese figure. Ons gaan nou oorbeweeg in April en dit is die maand van groei. So wees op die uitkyk, daar gaan interessante temas wees oor groei, hoe ons nader aan die Here kan groei, en hierdie tema is oor Gideon. Vandag se sielskos spesifiek oor Gideon, maar dit sluit half aan met hoe ons kan groei in die Here ook. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Toe vra Gideon hom: "Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge aan ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons Vader ons vertel het, deur te sê: het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete." Toe dra die Here na hom toe en sê: "Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie?" Maar hy vra hom: "Ag Here, waarom sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in die Manasse en ek self die geringste in my familie." Toe sê die Here vir hom: "Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan." Dis Rigters 6 vers 12 tot en met 16. So, Gideon was op sy swakste. Hy het nie waardig gevoel nie. Hy het nie gevoel asof hy nie gevoel hy kan die roeping, die opdrag uitvoer nie. So ek wil jou bemoedig vandag, wanneer jy swak voel, wanneer jy voel jy's nie in staat nie, dis wanneer die Here jou die meeste wil gebruik, op daai breekpunt, op daai stikkende punt. Dit is 'n ding wat die Here op die laaste tyd baie in my hart met my werk, is dat 'n toehand kan nie ontvang nie. So hou jou hand oop, gee verander, al het jy niks binne jou nie, gee nog steeds, gee die beste wat jy het. En dit is waarna ons moet kyk, daai krag wat hy het en wat hy bereik het, is deur die krag van die Here. So ons moet werklik waar op 'n punt kom waar ons regtig niks is, dat die Here die volmaakte, die kragtige werk kan doen. Die Here werk met niks. Die Here werk met die onmoontlike, soos ek al vele kere die jaar ook gesê het. Soos toe Lazarus, hy was dood. Hy het al begin ryk. Maar die Here het met daai onmoontlike dit 'n moontlike gemaak. So in jou swakheid kan ons dit vergelyk. In jou swakheid maak die Here jou sterk. In jou gebrokenheid is wanneer die Here jou wil heel maak. So wanneer jy voel jy's op 'n punt waar dit onmoontlik is, weet dat die Here is saam met jou. Die Here sal jou deurdra. En luister na die opdrag, al voel jy nie in staat daarvan nie, al voel jy nie waardig daarvoor nie. Weet die Here wil jou gebruik in die opdrag wat hy vir jou gee. So wees gehoorsaam, luister na sy stem en weet die Here is met jou. So gebruik daai oomblik van swakheid en wees net gehoorsaam aan die Here. Wees gehoorsaam aan sy roep. Weet die Here sal jou deurdra. En dis hy wat die wonderwerk doen. So ons gaan nou kyk die maand hoe ons nader aan die Here kan groei en hoe ons sy naam kan loof en prys. So wees soos Gideon, luister na die roep. Hy het allerhande verskonings in daai oomblik gehad, maar die Here het daai roep gehad. Ons is mens, ons staan baie keer teen dinge, ons is nie altyd gehoorsaam aan die roep nie. Maar ek wil jou bemoedig, wees gehoorsaam, staan uit. In plaas van daai venster oprol as jy by die roebord stop, rol hom af. Hul jou ou by die straat, gee hom die evangelie, sê vir hom Jesus is lief vir hom, of vir haar, of wie ook al. Staan net uit vir die Here, maak daai verskil. En in jou swakheid sal die Here dit omkeer in 'n hoogtepunt, in 'n sterktepunt. So ja, wees bemoedig, julle moet 'n mooi dag hê
en geniet die res van die week.